prijs van die Here gewees. Is altyd lekker prijs van die Here, die is so lekker Here. Ek wil vir jou langs jou sê, maar ek is bly jy is hier vanmorgen. Ek wil alle kant jou sê vir jou, maak seker wat jy binne in jou toelaat. Amen. As jy Bybel saamgebring het, laat jy dit saam met my na 2 Timoteus toe. Ons gaan die 8ste en die 9de vers daar saam lees. En dit is 'n man wat hier skryf die diepte van die tronk uit. Man wat skryf, hy sê, onthou dat Jesus Christus in die geslag van Dawid en die dode opgewek is volgens die evangelie, waarin ek verdrukking lei tot die boeie tussen kwaaddoeners, maar die woord van God is nie gebonde nie. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmorgen in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie vanmorgen oor ons nie, dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmorgen met uw gees van God, wat alle verstande boven gaan, dat die vanmorgen sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom vou ons toe met die liefde en die genade. Here, dankie dat ons weet, die goedheid en die guns is oor ons. Ons vra U vanmorgen, Here, om ons te leer en te lei in alle waarheid. Vyand, jy het geen reg in die diens nie. Breek elke werk van jou, bind elke mag van jou, verklaar jou nou kragteloos deur die bloed van die naam. Ons is hier om die naam van die Here groot te maak. Ons eer die daarvoor in Jesus wonderlike naam. En die volk van die Here sê, Amen. Amen. In die diepte van die tronk sit Paulus met 'n pen en 'n papier en hy sit en skryf. Hy skryf die woorde, hy sê, onthou nou. Jy kan alles in jou lewe vergeet, maar onthou nou. Jesus Christus uit die geslag van Dawid het hy die dode opgewek is volgens die evangelie. En hy bevestig die woorde wat hy sê, deur te sê, ouens, ek wil jy moet verstaan, jy kan alles vergeet, maar moet nie vergeet, hy het opgestaan. Jy moet nie vergeet, daar iets groters plaasgevind het. En dan gaan hy na die volgende versie, wat so mooi sê, hy sê daar so dat hy sit daar, en hy was in boeie gewees, hy sê, ek sit verdrukking, as gevolg van dit, hy sê, in boeie soos 'n kwaaddoener. En dadelik dat ek my besef, dat ek en jy baie keer toelaat, dat ons omstandighede bepaal wie ons is. Paulus skryf iets moois hier. Hy skryf, ek sit in boeie soos 'n kwaaddoener. Hy sê, ek is 'n kwaaddoener nie. Hy sê, soos 'n kwaaddoener. Hy sê, ek sit hier en ek's binne in die tronk, tussen al hierdie ander bandiete, tussen al die ander wat toegesluit is, maar nog steeds is God se woord vir my. En daarmee begin het my te pla, want jy sien, ek het iets begin agterkom, dat wanneer ek in 'n situasie is, verander dit my, om te word soos my situasie. Stem jy met my saam? Want is baie keer ons probleem, wanneer jy in 'n finansiële krisis is, dan begin jy, nader ons soos iemand dink wat in 'n krisis is. Wanneer jy in 'n siekte toestand is, begin jy nader ons soos iemand dink wat besig is om dood te gaan. Jy sien daar sekere dinge wat bepaal. En dadelik, toe ek hierdie gedeelte lees, toe sien ek dat Paulus sit binne in die tronk, maar sy uitkyk is anders. Sy uitkyk is nie dieselfde as die ou langsom sin nie, want hy sê, sy woord, want God se woord is nie gebonde nie. Hy is nie beperk tot waar ek is nie. En dadelik kom het by my op, dis nog ontstaats, hy sit dalk in die tronk, maar hy het nie die tronk binne in hom toegelaat nie. Hy sit dalk in die tronk, maar hy lyk dalk soos een, maar dis nie binne in hom nie. En dadelik
begin het by my op te kom, wat jy sien, ek en jy staan vanmôre met die vraag voor ons, wat laat ons binne ons lewens toe? Pastoor, my omstandighede is van so aard, dat ek jou sê kan maar. Is dit nie waarheid nie? Partykeer is ons pastoor, jy verstaan nie, wie wat, ek sit al presies in dieselfde omstandighede as jy, my uitkyk is net anders. Hulle het 2 mans gevat, 2 mans was in 'n wat se naam gewees, in 'n hospitaal, en die bed het uitgelê en kyk teen 'n muur vas, daar was nie aan 'n muur nie, en die ou aan die kant wat nie die muur het, wat nie kon sien nie, vra vir die ou langsom, sal jy my beskryf, wat jy sien, hy sê met die grootste liefde, hy sê, hier is die mooiste park, hier buitenkant, hy sê, kyk hoe sê die voëls en die bome, hy sê, kyk daai vrugteboom wat daar staan, en daar soveel mense, wat in die park rondloop, gesond en gelukkig, en al die kas van goed. En hierdie ou lê, hy smag, om te kan sien wat hierdie ou sien. En omtrent 'n week daarna, is hierdie ou oorlede, en hy vra toe, sal julle my asseblief na sy bed toe skuif, ek wil ook sien wat hy kon sien, en die oomblik toe hom aan die bed skuif, en hulle maak die venster op, toe sien hy dieselfde muur, as wat hierdie ou elke dag lê en kyk voor. En hy vra homself die vraag af, hoekom het hierdie man vir my gelieg? En dadelik kom het by hom op, hy het nie gelieg nie, hy het vertel wat hy rarig in sy gees begin sien het, hy het begin vertel hoe hy gesien het, toe die mense buite is, en in oorwinning is, kan ek vanmôre vir jou sê, die vyand gaan jou elke keer langs 'n muur neersit, maar jy moet besluit of jy die muur gaan sien, en of jy die genade en die grootheid van 'n lewendige God gaan sien. Jy moet die besluit maak wat jy wil sien in jou lewe. Ek het gisteraan oor gedink, want jy sien, die duiwel is geneig om jou partykeer in 'n posisie te plaas, of op 'n plek te plaas, en te dink dit gaan jou verander. Ek wil hier met gou iets hoor. Ek was gister genooi gewees na 'n partytjie, 'n bachelors partytjie. En ek kan nie weggaan nie, want ons my broer se seun se partytjie. Ek moet gaan. En terwyl ek daar sit, toe drink hierdie man, maar vir die eerste span, jy weet is, ek dink hulle het springbokklere gekry en dit. En terwyl ek na hulle sit en kyk, 'n mens is om te kyk wat rondom my aangaan, toe besef ek kan of die omstandighede laat dit my verander, of ek kan nie toelaat dat dit binne in my kom nie. Ek moet die besluit maak of ek gaan toelaat dat my omgewing my gaan verander, of gaan ek my omgewing begin verander. Jy sien en dadelik staan ons daar, en ek en my broer, hier skryf, ek het hom net so jammer gekry. Ek en hy het al opgestaan, en aan buitekant by sy kar gaan staan, maar so bietjie gestaan en gesels oor kerkgoedjies, en toe dat my Henny, maar by ons nader aan kom join, dan die een van ons drink nie. En terwyl ons daar staan, en hierdie ouens so aangaan, en ek kan sien, en as het snaaks er wil in jou spasie kom. Ek weet, hy loop so tot teken en sê, wees aan moet. Sê, môre. Jy sien, die frustrasie is dat die vyand gaan maak, dat as ek buite my omgewing staan, gaan hy probeer om my kwaad te kry. Hy gaan probeer om iets te kry, wat in my mee gaan laat val. Hy gaan my dalk nie met die drank laat val, maar hy wil my kwaad kry. So wat begin ek doen? Ek begin nie te val vir dit wat hy sê nie, maar ek haal myself uit, en ek staan daar, en ek sê, in die naam van Jesus, ek is meer as 'n oorwinnaar.
En weet wat? Ek sien myself nie as iemand wat my afskei of probeer beter wees nie. Nee, ek sien myself as iemand wat in die wêreld is, maar die wêreld is nie binne in my nie. Kan ek dit nou vanmorgen vir jou sê? Ons moet partykeer op die plek kom. Jong, jy kry ons mense, they holier than thou, vergewe my. So, ek gaan nie sulke goed doen nie. So, ons snaaks Jesus was tussen die wynsuipers. Hulle het aangekla van ek. Tussen die tollenaars, tussen die ouens wat. En daarom kom ek by my op. Jy kan tussen hulle wees, maar jy hoef nie self te wees. Ek het na iets gaan kyk, want daar was 'n stadium wat Daniel in Babylon was. En terwyl Daniel in Babylon is, en die gode kry om van die mense kry om daai standbeeld te bou, en terwyl hulle daar besig is om dinge in plek te kry, het dit hom nie verander van wie hy is nie. Hy het elke dag, 3 maal 'n dag, venster oopgemaak en tot God gebid. Ek wil dit vanmôre hoor. Jy kan wees waar jy is. Jy kan nog steeds doen wat God wil hê jy moet doen. Dit maak saak wie binne in jou is. Dis die geheim. Dit maak saak wie jy binne in jou doen. Ek het gisteravond begin te bid, te sê, Here, nie vanaand wat binne in my is nie, of nie wat vanaand uit die wêreld is nie, maar dit wat in my is. En wie wat ek begin agterkom, is dat Christus is binne in my. En wie wat die verskil begin maak, trek vir die mikrofoon bietjie asseblief. Wie wat die verskil begin maak, die oomblik toe ek in die omstandighede is en God se naam begin proklameer. Dis nogal snaaks dat die oomblik toe ek en Renier begin praat oor dinge wat saak maak, die dronkies begin wegbly. Dis hulle nie meer tussen ons in nie, want toe begin ons nou praat oor wat is werklik belangrik. Kan ek alleen dit vanmôre hoor? Want weet wat het ek begin agterkom, is dat ons is so geneig om onsself baie keer uithaal uit die posisie uit, en net te sê, weet wat, ek wil nie in die posisie wees nie, so ek gaan maar net gaan my goed vat en loop. Maar as ek en jy loop, wie gaan vir die wêreld wys waartoe ek en jy in staat is? Wie gaan vir die wêreld wys dat dit God is wat binne in ons is? Het maak nie saak wat die vyand probeer sê, of wat die vyand probeer doen nie. Ek kan vandag vir jou sê, met die grootste vrymoedigheid, ek is meer dan 'n oorwinnaar deur Christus Jesus, wat my die krag gee. Al sit ek in boeie, al sit ek in omstandighede, ek is nie gebonde aan dit wat my vashou nie. Ek is vasgemaak aan die woord van die lewendige God. So snaaks, my Bybel sê, dat die woord is 'n lig op my pad, en 'n lamp vir my voet. Wil jy dit gehoor? Ons is so geneig baie keer, wanneer ons in 'n situasie is 'n bietjie donker. Ken jy daai gat? Jy weet waarvan ek praat. Daai wat jy jouself baie keer in bevind, en dink jy, ek wil jy met my enige gat gaan kyk, is nog 'n meisie. Enige gat wat jy ingeval het, die enigste plek waar jy lus is, as jy opkyk. En ek het begin iets agterkom. Dis wanneer ek begin opkyk in my omstandighede, dat my fokus begin verander. Ek hoef nie vanmôre
vas te kyk en dit wat ek raak sien in 'n muur of in omstandighede of in 'n berg of in 'n probleem nie. Ek kan vanmôre op die plek kom waar ek sê, my God is groter as my omstandighede. My God is groter as my probleme. My God is groter as die dinge wat vanmôre probeer om te keer dat ek nie by God terechtkom nie. Sien ek het besef dat Moses was Egypte toegevat vir 'n rede. En daar het hy groot geword in die paleis, want hy het julle almal ken die vraag, ek wil nie daarop gaan nie. En wat gebeur het is, toe slaan hy ou dood. So ons snaaks dat sonde ons baie keer weghou van dit waarvoor God ons geroep het. Want God het Moses geroep om Israel uit Egypte land net weg te lei. Stem julle saam? Dit is baie stil. As jy vanmôre saam met my stem, dan wil ek hê jy moet verstaan dat dit is snaaks dat as God jou op 'n plek soek, die vyand iets daar laat gebeur, wat maak dat jy nie daar wil wees nie. Is dit die waarheid? Kom ons praat gou oor. Pastoor, daar's daai een ou by my werk. O, prys die Here. So kom met 'n klip kan doodslaan, doen ek het. Jy weet ons het ons daai. Kan ek net vanmôre vir jou sê, you're in a situation because God wants you there. Jy's in 'n plek om te wys jy's anders. Iemand het duidelik vir my gesê, pastoor, as ek nou hierdie werk gekry het, wat dink jy wat moet ek doen? Toe sê van werkarbeid is jou langs jou. Wys vir hulle, jy's 'n kind van God. Ek jou baas na jou toe kom en sê, waar kan ek nog 2 van jou mense kry? Want jy sien, die verskil kom daarby in, dat wanneer ek en jy in 'n plek instap, moet hulle sien, al is ek hier vasgemaak aan 'n tafel en 'n stoel, met 'n rekenaar waar ek heeldag sit en werk, my loflied sal nog steeds na God toe gaan. My tyd sal nog steeds wees om God se naam groot te maak. My omstandighede gaan nie bepaal wie ek is nie, want ek gaan dit nie my toelaat nie. Pastoor, wat gaan jy in my toelaat? Ek en hom, en hy en my. Die Bybel sê, en ek wil teruggaan, hy sê, u woord is 'n lig op my pad. When you're in darkness, where's God's word? Wat moet ek jou sê? As jy in 'n gat sit, as God se woord. Hoekom sê ek dit vanmôre? Want sy woord is 'n lig op my pad en 'n lamp vir my voet. Weet jy wat ek agter begin kom? Dis baie keer ons eie vrese wat ons vashou. Dis baie keer ons vrees. Ek het hierdie week toe hardloop ek gou daar by Pick n Pay in. Ons gaan 'n paar aankopies gaan doen. En die vroukie wat my elke keer as ek niks anders kry nie eens gaan koop gehou. Help. Ek gaan te weer na haar toe. En ek is besig en sy is besig om my goedjies deur te lei. Sy is altyd, môre meneer, hoe gaan dit? Sê ek, goed dankie met jou, dan lei ons maar deur. Daar's nie veel van 'n gesprek nie. En hierdie week toe besluit ek wil 'n bietjie anders wees as die normale. En weet wat is my vraag vir haar? Ken jy die Here? En sy sê, ja meneer, ek is in die kerk en gaan goed met my en die klas van goed. En terwyl sy dit vir my sê, is ek lekker excited, want sy gedink ek gaan daar stop, ek gaan nie daar stop nie. En weet wat vraag ek haar? Ek sê vir haar, kan jy gou vir my een ding vertel wat God hierdie week vir jou gedoen het? Meneer? Ek sê, ek wil net een ding weet. Sy maar ek sê, ek het daar voet so bietjie onder uitgeslaan.
En weet wat kom ek agter? Dat ons omstandighede maak baie keer dat ons nie kan praat oor dit wat ons vrygemaak het nie. En dadelik sit sy my so kyk, ek sê, ek is so bly, hy het aan 'n kruis gesterf vir my. En weet wat sy sê, meneer, ek is so bly, hy het opgestaan uit die graf uit. En toe sy sê, hy het opgestaan, sy sê, man, ek is so bly, hy het opgevaar hemel toe, en hy sit aan die regterhand van God die Vader, waar hy vir my en jou intree, en hierdie oomblik, op hierdie wat begin ek agterkom, die oomblik wat ek haar vertel, wat ek weet, vertel sy my, wat ek moet hoor. Stoor, waarvan praat jy? Ek het hierdie week, ek op 'n stadium in my lewe gekom, en ek moet begin afsluit. Maar as dinge verkeerd gaan, jy weet ons as een ding verkeerd gaan. En weet wat ek raak gesien? The cross before me, the road behind me. Wat het sy raak gesien? 'n leë graf. En weet wat begin het in my binneste te doen? Ek het begin toelaat, laat die negatiewe dinge, my negatiewe dinge wys. Pastoor, hoe kan die kruis negatief wees? 'n Kruis dood sonder opstanding beteken niks. Maar ek moes net weer hoor, hy het opgestaan. En ek het nie gedink hierdie vrou gaan my respond nie. But when she did, maar die oomblik toe sy dit doen, toe begin sy iets in my binneste wakker maak. Toe ek uitstap, en ek loop aan dit aan alles, te sê ek, vyand, ek het amper toegelaat dat jou negativiteit my beïnvloed. Maar ek is ongelukkig nie gemaak om te wees soos wat my omstandighede is. Ek is gemaak om te wees soos wat God my wil hê. En die Bybel sê, as die Seun jou vrygemaak het. Hallo, is jy waarlik vry? Stem jy met my saam? Kan ek dit vanmôre sê? Moenie dat die vyand se negativiteit jou nog vashou nie. Moenie, want weet wat ek agtergekom? Kinders van God het hulle blydskap verloor langs die pad. En is een van die gevaarlikste goed om te verloor. Pastoor, waarvan praat jy? Want jy sê, my Bybel sê, die blydskap van die Here is my beskutting. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy kan in Boksburg wees, jy hoef nie Boksburg binne in jou toe te laat nie. Jy kan in armoede wees, jy hoef nie armoede binne in jou toe te laat nie. Jy kan in 'n situasie wees, jy hoef nie daardie situasie binne in jou toe te laat nie. Jy kan in stres wees, jy hoef nie stres binne in jou toe te laat nie. So waarvan praat jy? Ek wil vanmôre vir jou sê waarvan ek praat. Kan ek dit maar vanmôre sê, vergewe my. Ons moet weer gevul raak met God se woord, God se gees, dat ons kan verklaar. I cannot make a statement if I don't know God's word. Sy woord sê. Wat het Jesus gedoen toe hy in versoening kom? Daar staan geskrywe. Hoekom?
ek is nie iemand wat tyd het om 'n manual te lees of dit te installeer nie. Ek sê van die slim ouens. Prakties, maar nie is maklik. Stupid. Ha. Tot ek op 'n punt kom waar ek kan nie die volgende stap sien nie. Dan wat doen ek? Waar is die manual of Google gou vir ons, kyk gou vir ons wat gebeur hier toe. Hoekom sê ek dit vanaand vir jou? Want as ek God se woord in my binneste het, I've got the manual. And if I refer to the manual and keep with the manual, nothing will harm me. Dus dit praat jy, maar die woord van God is nie gewone nie. Ek weet nie dat jou omstandighede of jou stres, of jou probleem of jou situasie, ek weet nie hoe dit lyk vanmôre nie, maar ek wil vir jou sê, my Bybel sê, my manual sê, ook like die woord, my manual sê, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. My manual sê, daar's niks wat onmoontlik is vir my God nie. Elke oor verby gaan, elke oor gesluit, ek net niemand moet rondkyk nie. Jy kan in die omstandighede weer wees en ons spreek so baie keer en sê ons, dit waarmee is verander jou, dit berei jou voor vir iets groters. Ek wil vanmôre so 'n bietjie kom en sê, dit wat jy in jou toelaat gaan jou verander. Moenie laat jou omstandighede jou verander nie. Ek wil vanmôre 'n verklaring maak en sê, ek weier enige iets wat nie van God af is in my lewe nie. Pastoor, beteken dit nou jy gaan jouself isoleer? Nee, ek is in die wêreld, maar die wêreld is nie in my nie. Dis waar die verskil kom. En miskien het jy hierdie week toegelaat of die afgelope tyd toegelaat dat die vyand jou omstandighede gee wat jy binne in jou lewe toelaat. Hoe weet ek laat dit toe, want ek begin naderhand met dit saamleef, ek begin naderhand dit embrace. I'm not here to embrace, I'm here to praise. Sê môre Jesus en sê, Here, ek wil niks in my lewe toelaat, behalwe U nie. Steek op jou hande na God toe. Dankie vir die hande wat reg op die gehoor opgaan. Ek wil vra as jou hande opgesteek het, sal jy saam opstaan. Ek wil graag saam doen, asseblief. Onze Vader, wat in die hemel is. Ek wil vanmôre kom en sê, Here, ek is so jammer as ek dinge in my lewe begin toelaat het, wat gemaak het dat ek fokus verloor. Ek wil vanmôre terugkom op die plek waar ek sê, die woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. Ek wil vanmôre kom, Here, dit is amper September, so I'm coming to spring clean. Ek wil begin skoonmaak. Ek wil begin uitgooi. Ek wil dinge uit my lewe uit begin kry
opsteek en sê, ek wil net hê wat U vanmôre in my lewe wil insit. Niks anders nie. Daarom wil ek vanmôre bid, Here, kom vul my met die Gees van God. Here, gee vir my 'n woord van krag en sterkte. Here, dat die woord binne in my bly. Paulus skryf so mooi, hy sê, ek het 'n ingeplante woord, I've got something inside of me. Die Here maak my so vol met die Gees, dat niks anders plek het in my lewe nie. Here, ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U verheerlik, en ek wil sê, Here, baie dankie vir U grootheid, U genade, U krag en U sterkte. Ek is dalk in die wêreld, maar die wêreld is nie in my nie. Ek wil vanmôre in God se woord wees, en sy woord in my. Ek eer U daarvoor, in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Sit ek neer, en wat in die laaste dag moet jy deel, wil ek gou vanmôre vir jou sê, is nog exciting om te dink, ek het besluit. Ek kan besluit wat ek in my toelaat en wat nie. Die slegte deel is, ek het 'n wil. Want baie keer die verkeerde goed wil toelaat. En hoor wat ek vanmôre sê, as jy nie jou wil aan God gaan onderwerp, gaan jou wil jou oorheers. En daarom wil ek vanmôre by jou pleit. Gaan na God en sê, Here, hier is alles wat ek is, en alles wat ek kan wees. Maak my vol met alles wat U is, sodat ek kan verander, om te wees, soos wat U wil hê, ek moet wees. Amen. Sam, ons gaan opstaan vir 'n laaste lied. Broers en vriende van die offerande se lig nou kom. Impossível.